Ek skaam my nie oor die evangelie nie. Want dit is 'n krag van God tot redding van elkeen wat glo. In Paulus se dae was daar issues met Jode en nie Jode. Dit is waar ek nie my klem vanoggend wil hê nie, maar die feit dat ons nie moet skaam vir die evangelie nie. Want dit is, in die evangelie is daar krag om ons lewens te verander. Ek het 'n storie raak gelees, dit was 'n baie ou tydskrif, julle ken die Review and Herald. Dit was 14 Februarie 1963, toe skryf 'n persoon met die naam van meneer Samuel oor 'n vrou wat in Afrika die boodskap gehoor het, die evangelie, en sy wou haar lewe aan die Here wy, en dit het toe so gebeur, maar haar man was baie gekant daarteen. Soveel so, dat hy gedreig het om haar met 'n mes dood te steek, as sy gedoop sou word, want sy het met hom dit bespreek, dat sy baie graag gedoop wil word. En toe kom die dag, en toe kom die uur, en toe word sy toe gedoop. En sy by die huis gekom, het sy kombuis toe gestap, die laai oopgemaak, die mes uitgehaal en vir hom gegee en gesê, as jy my wil doodmaak, moet jy my doodmaak, want ek kom nou van die kerk af waar ek gedoop is. En sy hele houding het verander. Hy kon nie glo wat hy gesien en gehoor het nie. En dit het toe nie gebeur nie. Die rede hoekom ek julle die storie vertel, is, ek wil vra, hoekom sit jy hier vandag? Wat doen jy hier vandag? Dit gaan wissel van persoon tot persoon. En as jy hier is om gedoop te word, sal jy bereid wees om te sterf daarvoor? Sal jy bereid wees om doodgesteek te word? Om gedoop te word? Hoe belangrik is dit vir jou? As dit nie jou rede is nie, want immers soos ons nie almal doopelinge nie, is die vraag nog steeds van toepassing. Hoekom is jy hier vanoggend? Want onthou, en ons het dit nou in die doopklas bespreek, as alles goed gaan met 'n Christen, dan is dit baie maklik om 'n Christen te wees. Nie waar nie? As alles volgens jou planne gaan loop, dan is dit maklik. Maklik om 'n gelukkige, vriendelike, opgewekte, hardwerkende Christen te wees. Maar dis wanneer die moeilikheid kom, wanneer dinge skeefloop, nie volgens jou of my planne nie, dan is daai verwysingsraamwerk so 'n bietjie anders. Vra so 'n bietjie vir jou. As probleme kom, dan val alles. Hulle val of in plek, of hulle val uit mekaar uit. So, ek wil net vinnig so 'n paar gedagtes met julle deel rondom die doop. Dit is 'n baie spesiale dag in ons gemeente vandag en in ons doopelinge se lewens. Dit is iets wat ons harte baie bly maak. So, vinnige vraag. Is die doop opsioneel as jy 'n Christen is? As jy 'n Christen wil word, is die doop opsioneel. Ons het nou die groot opdrag gelees in Matteus 28 nou in die doopklas. Markus 16:16 het hom ook, en Markus se weergawe daarvan, heel op die einde, toe Jesus vir sy disippels 'n opdrag gegee het, sê hy vir hulle,
Gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Luister na aandagtig. Wie tot geloof kom en gedoop is, sal gered word. Maar wie nie glo nie, gaan nie met hulle goed gaan nie. Want geloof en doop gaan hand in hand. So dit is verpligtend. Handelinge 2:38, as jy soontoe wil blaai, baie bekende gedeelte in die Bybel. Petrus praat met die mense, en hy sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sondes vergewe, en nou baie belangrik, en julle sal die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Of anders gestel, julle sal die gawes van die Heilige Gees ontvang. Dis nie die eerste keer as ons praat van doop, waar ons al drie persone van die Godheid teekom, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Soos wat ons nou net gelees het. Toe Petrus sê, bekeer julle, en laat julle doop word in die naam van Jesus, en God, die Vader, sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees ontvang. Julle onthou met Jesus se doop, Matteus 3, as julle soontoe wil blaai, Matteus 3 vers 16 en 17. Dis natuurlik aan die Jordaanrivier. Johannes die Doper is besig om te doop. Jesus kom daar aan. Johannes herken hom as die lam van God. En Jesus is toe gedoop in vers 16. En toe hy uit water uitkom, toe die hemel bokant Jesus oopgegaan. En die Gees van God het soos 'n duif neergedaal en op hom kom rus. En toe spreek die Vader uit die hemel uit en hy sê, dit is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my, of oor hom sê die ou vertaling het ek welbehaag. Ons gaan nou, as ek klaar is, gaan ons die dooplinge na vore roep en dan gaan hulle geloftes voor die Here bekend maak, hulle getuienis. Maar voor ons dit bespreek, wil ek gou net by julle ietsie hoor. Ons het natuurlik 'n klomp eregaste hier vanoggend, weet julle dit? Eerstens, ons familie en vriende wat hier is, baie welkom. Julle kan gerus weer kom kuier. Maar ek praat vandag van ander eregaste ook. Julle besef natuurlik, elkeen wat hier sit, het 'n beskermengel. En as julle meer wil weet, is 'n spesifieke tipe engel, ons noem hom Gerub. Hulle is beskermengele. Hulle is hier vandag. Ons kry hulle by geboorte. Net soos Jesus. Sy hele lewe deur. Was daar ten minste 'n engel wat saam met hom was. En saam met jou en saam met my. Hulle kom saam met ons kerk toe. Hulle gaan saam met ons werk toe. Hulle ry met ons rond in die dag. Hulle sit by ons in die kantore. En as ons vir aandete saam bid en ons huisgodsdienst doen, dan is hulle teenwoordig. En hulle luister. Ek kan my voorstel, doopelinge, hoe jou engel vanoggend in sy dagboek geskryf het. En in mooi hoofletters gesê 23 November 11:00 word my beskermder gedoop. Hy of sy het lief geraak vir Jesus. Amen. En ek is so bly vir hom, of vir haar. Dit gaan spesiaal wees vandag. Amen. Ek dink ek gaan sommer huil.
ek het op ons WhatsApp groepie geplaas, dat 'n doopdiens is eintlik 'n begrafnis en 'n geboorte. Dit is 2 dienste in een. Ongelooflik, mense daaraan dink. Dis terselfdertyd 'n begrafnis wat nou daar gaan plaasvind en ek gaan nie veel sê oor hoe die Christelike kerk, die universele kerk, dan voel oor doop nie. Almal doop. Party mense kom met snaakse idees uit. Party mense sprinkel of spat. Party mense kom nie eens naby water nie. Maar as ons die Bybel mooi verstaan en is so eenvoudig, dan is dit doop is as 'n volwasse, nie as 'n kind nie. En dit is met onderdandeling. En ons gaan dit presies so doen. Wat ons vandag gaan doen is niks minder as 2000 jaar oud nie. Pragtig, né? Presies soos wat die Bybel sê. So, vandag, en dit gaan snaaks klink, nou moet julle mooi luister, toegelinge. Jou lewe in Christus, na vandag, gaan makliker wees, as dit jou lewe voorheen was. Ons dink partykeer is andersom. Dit is nie. Hoekom? Hoekom sê ek dit? Want God gaan jou die krag gee. Hy is bereid om die hemel leeg te maak vir jou. Jy is hy een skaap jy het gehaal. Hy het die ander 99 gelos. Hy sal dit doen elke dag vir jou. So al die mag en die krag van die hemel is tot jou beskikking. Waar is die Heilige Gees? Ons het dit geleer in die doopklas. Waar is hy? Hy sien. Hy woon nie. Hy het omgeruil met Jesus. Toe die disippels huilerig was, toe Jesus opgevaar het, toe sê hy moenie huil nie. Hy gaan weer terugkom, maar ek stuur vir julle 'n trooster. Hulle het omgeruil. Die Heilige Gees bly hier saam met ons. Hy is tot ons beskikbaar. So, nou die ander ding is, as jy 'n Christen is wat nie 'n oorwinnende lewe lei nie, dan het jy 'n probleem. Want wat vandag gebeur, hemeldiens moet eintlik elke dag gebeur in 'n kleiner mate. Hier is nou 'n groot en 'n heilige dag, maar elke dag moet ons sterf en elke dag moet ons sê Jesus, hierdie lelike hart wat vieslike goed dink en vieslike goed skinder en sê, ek wil dit nie hê nie. Dis my sondige natuur, dit neig so toe, maar ek wil dit nie hê nie. Die goed wat uit my mond uitkom en die goed wat in my gedagtes rondwarrel, ek soek dit nie daar nie. Ek soek mooi goed. Dit moet elke dag gebeur. Ons noem dit heilig maak. Sanctification. 1 Korintiërs 10:13, laat vir my gou sien toe. 1 Korintiërs 10:13. Die Bybel sê God is getrou. Hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word. Ja? Dis nie God wat versoek nie. Hy laat dit toe, maar dit kom nie van hom af nie. Maar hy sal nie toelaat dat die duiwel ons versoek bo wat ons, as ons in daar versoeking is, laat hy nie vir ons 'n uitkoms sal gee, sê die Bybel. Want hy sal die uitkoms gee, sodat, sê hierdie teksvers, julle dit kan weerstaan. Waar is goeie nuus? Ja? As jy 'n sondaar, het jy versoekinge? Dink jy slegte goed? Sê jy dit al? In oordeel? In onwetendheid? Dan op 'n tegniese noot, die doop is die deur tot die kerk. As jy gedoop word, of wanneer jy gedoop word, dan word jy amptelik 'n lid van die kerk. Of van die koninkryk van God. Dis wat Jesus gekom het om te doen. Hy het die koninkryk hier op aarde kom stig. Maar die koninkryk is nou hier en daar, maar is op al twee plekke. Hy het gekom om die koninkryk te bring, dit hier te vestig op hierdie aarde, en ons word nou lid daarvan, deel daarvan, deur die doopbad.
Onthou julle daai welbekende gesprek met Nicodemus? Toe hy gepraat het oor die wedergeboorte, want daar is 'n paar stappe as dit kom by die doop. Dit begin met wat? Bekering. Ja? Maar dit kan nie by bekering ophou nie. Daar moet ander goed intussen gebeur, om jou te bring op die punt waar jy wedergebore word. Waar jy, partykeer is dit so groot verandering, laat jou naam verander, soos wat ons in die Bybel lees. Ne? Dis hoe jy verander. Jy het eers nie dieselfde naam nie. Pragtig, né? Johannes 3:3. Daarop sê Jesus vir Nicodemus, dit verseker ek jou. As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie koninkryk van God nie sien nie. Dan is hier 'n pragtige storie wat ek julle nou vertel. Luister gou na hierdie vraag, dan sê julle vir my of dit sin maak. So, Boetie, mamma en papa vertel die storie van blinde Bartimeus. En sy mamma vra hom toe, Seun, as jy blind was, waarvoor sou jy vir Jesus gevra het? En sonder om te twyfel was sy antwoord vinnig, Mamma, ek sal hom vra vir die beste opgeleide gidshond om my rond te laat. Dis half snaaks, maar eintlik nie, want dis hoe ons is. Ne? Dis typies. Jesus beloof ons alles, maar ons is tevrede met tweede beste. En ek wil nou weer terugkom na die feit, of die vraag, of jy 'n Christen is, wat oorwinning in jou lewe ervaar. Ervaar jy dit? Kan jy sien daar's 'n verskil? Verbeter jy? Volg mense jou? Sien hulle jou liggie en volg hulle dit? Of draai hulle eerder om? Want onthou, laat jou lig so skyn voor die mense, dat hulle jou, wat sal sien? Jou goeie werke. Let your light so shine before men that they see your good works. Dit gaan ons nie red nie, maar jou werke gaan wys waar lê jou hartjie. Onthou julle daai storie wat ek julle die aand vertel het? Van die seentjie wat nie lekker kon verstaan dat Jesus in sy hart moet woon nie, maar Jesus is dan so groot, hy kon nie verstaan, hoe kan Jesus in sy hartjie woon nie? Hoe gaan hy daar inpas? Hy kan nie inpas nie, sy hartjie is dan net so klein. En ons leer ons dat Jesus so groot is, hy is so sterk en so magtig. Ons niks wat my God nie kan doen. Toe sê sy mamma en sy papa vir hom, daai wat nie inpas nie, steek uit. Dis hoe dit werk. Dan kan ander mense sien. Dit steek uit. Laat Jesus uitsteek uit ons hartjies uit. Nie die lelike goed nie. Né? As jy fout soek by iemand, gaan jy dit kry. Ek weet nie of een van julle onlangs na die Olympiese spele gekyk het in Frankryk nie. En dit is so stommend om te sien wat dit als verg om 'n medalje te kry. Ne? Harde werk. Party van hulle doen dit al hulle hele lewens. Is hulle hierdie ongelooflike sportmanne en vrouens wat met baie vasberadenheid en met die sterkste pogings probeer om daai medaljes te kry. Nou, ons is sondags, né? Ja. Hoe hard moet ons probeer om sondags te wees? Jy moet net jou oë oopmaak in die oggend. En as jy klaar een. Ons hoef nie baie hard te probeer nie. Dit kom vanself. Hoekom? Want ons sondige nature neig daarin. En dit gaan eers verander as Jesus weer terugkom. Ons kry nou wel 'n geestelike natuur by, wonderlik, amen, prys die Here, en daai twee worstel elke dag. En dit dan af,
aan wat die ene jy die aandag gee, wat die ene gaan wen. So eenvoudig soos dit. Dit is jou Christelike lewe wat jy elke dag gaan loop van nou tot wat Jesus terugkom. Om 'n sondaar te word is easy peasy. Maar hier is die goeie nuus, om gered te word is net so easy peasy. Al wat jy moet doen om 'n sondaar te wees is om gebore te word. Al wat jy moet doen om gered te word is om wedergebore te word. Amen. Amen. Mooi naam. En dan gaan ek afsluit met dit. En ek het my beperk op 3 minute, want ek kan vir 3 ure hieroor praat. Ek is lief vir die geestelike gawes, julle weet dit, die genade gawes. Jy ontvang dit by jou doop. Dit beteken nie dat die Heilige Gees nie teenwoordig is in jou lewe voor jy gedoop is nie, maar wanneer jy gedoop word, gebeur daar iets spesiaal. Die 8 persone wat vandag deur daai pad gaan, as hulle uitkom, het hulle iets wat hulle nie voorheen gehad het nie. Amen. Amen. Ten minste een gawe. So, wat is die doel van daai gawe? Eerstens is dit in die kerk, daarna buite die kerk, maar dit begin hier. Dis om hierdie liggaam op te bou. So, as jy ooit in 'n kerk was wat gebreklik is, daar's een oog en daar's net een ou vingertjie en daar's nie eens 'n tong nie. Dis omdat daar iemand is wat daar nie bewus is van hulle geestelike gawe nie. Jy moet bewus daarvan wees. En as jy nie seker is, nie praat met my. Dan kan ons, want dit is baie keer nie altyd so maklik om dit te ontdek nie. Maar dit is die doel daarvan. Die Heilige Gees begin die hele proses. Hy dryf die hele proses van redding en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar by die doop, soos wat dit met Jesus was, by syne, is daar 'n baie spesiale gawe van die Gees wat ontvang word. Geliefdes, ek gaan nou vra dat al die kandidaate asseblief na vore kom, hier saam met my op die verhoog, en dan gaan hulle nou 'n eed aflê voor u. Ek gaan u vra, as jy al reeds gedoop is, om dit saam met hulle te doen. Kom voor dit asseblief. Ons staan hier langs my. Ek gaan vra dat julle wat gedoop is, gebruik die geleentheid om jou geheue te verfris en julle kan gerus ook ja antwoord. Want ek gaan 13 vrae vra en na elke vraag dan gaan hulle moet sê ja of nee. As jy nog nie gedoop is nie en jy dink daaroor, praat met my, dan reël ons dit so. Goed om julle weer te sien. Ek gaan julle vra, ons begin met die eerste vraag. Glo jy in die 3 eenheid, dat daar een God is, Vader, Seun en Heilige Gees, 'n eenheid van 3 mede-ewige wesens? Ja. Vraag 2. Aanvaar jy Jesus Christus se dood op die kruis as die offer vir jou sonde in die enkelvoud, en glo jy dat deur God se genade en geloof in Jesus se bloed jy gered word van sonde en ook die straf daarvan? Ja. Neem jy Jesus aan as jou Here en jou persoonlike verlosser? Hy moet altyd wees, so tussen hakies. Hy kan nie net jou verlosser wees nie. Hy moet ook jou Heer wees. Hy moet die baas wees in die verhouding. Ekskuus, hier gaan ons. Neem jy Jesus Christus aan as jou Here en dit was in jou brief gewees. Michael, hoekom jy gedoop word? Hy is jou Heer en jou verlosser. Amen. Amen. En glo jy dat God jou sondes vergewe, jou 'n nuwe hart gee en dat jy jou rug op die wêreld draai? Ja. Dankie. Nommer 4. Aanvaar jy deur geloof die geregtigheid van Christus, jou bemiddelaar in die hemelse heiligdom, en aanvaar jy sy belofte van krag om Christus eerste te stel in jou lewe, in jou huis en in jou wêreld? Ja. Glo jy dat die Bybel die geïnspireerde woord van God is, die enigste voorskrif vir geloof en lewe vir die Christen, en beloof jy hom gereeld, daagliks, tyd in gebed en Bybelstudie deur te bring? Ja. Aanvaar jy die 10 gebooie, soos wat dit in die Bybel opgeteken is?
En is dit jou doel om deur die krag van God hierdie wet te onderhou, insluitend die 4de gebod wat vereis dat die 7de dag van die week die Sabbat is. En ook dat die Sabbat die gedenkteken is van die skepping en daarvoor gevier moet word. Sien jy uit na die spoedige wederkoms van Jesus en die blye hoop van sy tweede koms? En terwyl jy voorberei om hom te ontmoet, en ons hoop baie vinnig, sal jy van sy verlossing getuig deur jou geestelike gawes te gebruik vir die uitbrei van die kerk en ook vir persoonlike sieleredding. En sal jy ander help om gereed te wees vir sy verskyning. Weet jy dat een van die geestelike gawes die gawe van profesie is? En glo jy dat hierdie gawe, die profesie, die gawe van profesie, een van die kenmerkende eienskappe is van die oorblyfselkerk? Ja. Glo jy in kerkorganisasie? En is dit jou begeerte om God te aanbid, die kerk ondersteun met jou tiendes en jou offergawes en ook met jou tyd en jou invloed? Ja. Nommer 10, glo jy dat jou liggaam tempel van die Heilige Gees is en sal jy God eer deur daarvoor gesorg en deur wat skadelik is te vermy, geen onrein voedsel in te neem nie, geen alkoholiese drank te gebruik nie, te produseer of te verkoop nie, ook nie die gebruik die produksie of die verkoop van tabak of enige vorm van narkotiese of ander dwelmmiddels. Ja. Nou is hulle ook nie precies. Maar ons kan nie Christene wees en drugsloos word van die werk. Ken en verstaan jy die fundamentele Bybelse leerstelling soos wat het geleer is deur die 7de dag van Christus kerk en beloof jy om deur die genade van God sy wil te doen in ooreenstemming met hierdie beginsels? Ja. Tweede laaste een, aanvaar jy die Nuwe Testamentiese leerstelling van doop deur onderdompeling en is dit jou begeerte om so gedoop te word as 'n openbare verklaring, 'n getuienis van jou geloof in Jesus en ook as getuienis van sy vergifnis van jou sonde? Ja. En met werk in die laaste ene, aanvaar en glo jy die 7de dag van Christus kerk is die oorblyfselkerk van die Bybelprofesie en dat mense van elke nasie, ras en taal uitgenooi en aanvaar word. En is dit jou begeerte vandag om 'n lidmaat van Hartbeespoort gemeente van die SDA se wêreldkerk te wees? Ja. Fantasties. Ek sien dan geen rede hoekom ons hulle nie kan loop nie, geliefdes, en ons gaan nou voorberei om dit te doen. Ons gaan soms so agterom loop en dan gaan ons aantrek en ek weet as ons dit nou gaan doen, gaan die kinders vorentoe kom vir die Bybelstorie, dan sien ons julle nou. Baie dankie. Vrouens as voor ons klaar, ons uitgedraag. Baie dankie dat julle so geduldig gewag het, ons gaan nie meer lank wees nie. Ek wil julle gou storie vertel. Ek wou dit nie in die preek gedoen het, maar dit is van baie groot geestelike gees in ons kerk. Leraar HMS Richards, wat die gees van profesie radio boodskap begin het. En hy vertel van iemand wat hy gedoop het. En die persoon se naam is Mr. Shepherd. Die storie wat ek sê nie wat sy eerste naam is nie. En meneer Shepherd het met toegewyde 7de dag Adventiste vrou getroud. En hy wou niks weet van godsdienst. Dit was gewoon onbelangrijk. Maar hulle is toe getrouwd en
paar maande later, toe sterf sy, tragies, en meneer Shepard se hart was stikkend geweest, en hy het sy rug op die Here gedraai, die bietjie waar hy was, en hy het besluit om sy tyd te spandeer om geld te maak, en enig ander plesier, waarvoor hy lus was. En uiteindelik, 50 jaar later, toe het hy sy geld als gemors, sy gesondheid, en hy keer toe terug na die dorpie waar hy gewoon het, en hy het nie plek gehad om te bly nie. Hy gaan klop toe aan die huis waar hy, sy ou huis. En soos die toeval dit nou gehad het, bly daar toe Adventiste gesin daar, hulle nooi hom in regie om Lucies. En voor hy hom kon kry, toe doen hy Bybelstudies, en hy raak lief vir die Here, en hy besluit hoe hy wil gedoop word. En dit was in die winter, ek dink dit was in Iowa, waar het die kouer is, en hulle besluit toe, daar was 'n stroom, bergstroom, naby die kerk waar hulle toe die doopdiens wou gehou het. Maar toe hulle na die plek kom, is dit ysig koud, en die oom Shepard sê toe vir leraar Richard, as jy my doop, hou my vir 15 sekondes onder die water. Ek was nou meer genadig vandag geweest. En die leraar sê vir hom, dis nie nodig nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dis 'n symbool. Toe sê meneer Shepard, ek het 50 jaar loop ek nou in die duiwelse voetspoor. Ek wil seker maak al daai goed, bly agter in die dorp. En hy kom toe gesukkel, want ek ken nie nog gehad besig, en leraar Richard wil nog help, toe sê nee, hy het die duiwel alleen gevolg, hy wil nou vir Jesus wys, hy doen het op sy eie 2 voete. En hy is daar in die water in met sy klopper vol kierie, en die gees van Here het op hom met krag oor hom gekom, en hy is gedoop, en toe hy eie water uitkom, toe sê hy vir leraar Richard, maar jy het my vir 15 sekondes ondergehou. Toe sê leraar Richard vir hom, dis nie hoe lang jy onder die water bly nie, dis hoe reg jy loop, as jy weer sien uitkom. Dis wat tel. Maar die storie is nie klaar nie, dis ongelooflik en amazing, waar is dit? Wat toe gebeur is, daar is 'n jong vrou waar gestaan het, by haar pa. En sy sê vir haar pa, papa, ek wag al 7 jaar, ons sou saam gedoop gewees het. En papa sê elke keer volgende. Ek het besluit, ek kan nie meer wag nie. As leraar Richard wil, dan wil ek nou gedoop het. En toe doop leraar Richard wil. En toe sy uitkom, toe sy pa aangedaan, en hy sê, ek weet nie wat om 'n siel het om so lang te vat nie. Hy weet alles wat hy moet weet. Hy is lief vir die Here, en hy wil hom aanvaar as sy persoonlike verlosser, en hy word ook gedoop. En toe leraar Richard klaar as daai dag, toe sal 8 mense gaan. En ek vertel hierdie storie, want ons is 8. Dis 'n bietjie van 'n lang storie, ekskuus julle. Goed, ons wil nie hele tyd verder baie aan beslag neem nie. Ons wil nou graag vir elke kandidaat 'n doopsertifikaat gee. Ek gaan vra dat Rowan nou asseblief sal doen. Kom vorentoe, dan kan jy vir ons 'n sertifikaat hê. Ons gaan ook vir hulle 'n geskenk gee. Jonas, as jy asseblief ook sal vorentoe kom om dit te doen. En dan, as hulle klaar is, dan gaan ons die voorskrifte vorm met die ouderlinge. Kom bid asseblief saam. Dan bid ons 'n spesiale seën op hulle af. Dit is baie super geskenkies. Ja, so net gou kyk, ek dink moontlik in die dokter op my klein honderd dokter kan moet daar waar ek neergesit het, ek is vast so tyd as ek voorskies julle.
skryf geskenk word om te doen. Het ons allemaal gepaus vir ons goed doen, soos reg? Ok. Ek gaan nou vir ouderlinge kom asseblief na vore, maar daar kan ek nou soos, baie dankie, waar is dit gewees? Dis my skuld. Jongens, sorry. Er was ietsie geskryf waarin elke ene dat hulle noodkeurig moet wees. Skop! Dan wil ek vra dat ons allemaal hier sirkel vorm en dan gaan ons neerkniel in gebed. Kniel asseblief saam as jy in die posisie is om dit te doen en dan gaan ons die seën op ons. Ons deel saam ons voor ons. Onze Hemelse Vader, groot en waardig is die heilige naam. Jy is so prachtig, Here, dat selfs net die naam groot is. Jy is ons redding. Jy is ons skuiling. Dit is ons vorige oggend om saam met hierdie 8 mense die naam groot te maak. Jy het al diep spoor in hulle lewens getrap, hulle getuig daarvan, ons sê dankie van. Ons erken dat ons tekort skiet, en daad en woord en denke, en ons vra dit, die ons is weesel vergewe. Ons wil elke dag in die oorlaat in ons. Vader, ons dankie vir die geleentheid, ons dankie vir vandag, dankie vir die woorddienst, ons dankie vir Christus, ons dankie vir sy persoonlijke dood, ons dankie vir die Heilige Gees, die dag die teenwoordig is, ons dankie vir die Heilige Engel, wat saam in die diens met ons bijgewoon het. En dan vra Here dat hy met ons sal wees. Seën elkeen van ons nou, soos ons verskillende weer gaan, wees ons nou by die Gees, sterk ons, lei ons, en bovenal vergeef ons asseblief, want dit is my seker dit in Jesus se naam. Geliefdes, baie dankie vir julle geduld, ons wil baie, ons gaan nou ons slot iets saam sing, staan ons die saam kom. First
vers 15. Geliefdes, met dit in gedagte, staan vas. Hou by die waarheid wat julle geleer het, en dan verder mag ons Here Jesus Christus en ook God die Vader self julle harte vertroos deur die werking van God die Gees en julle sterk maak in elke goeie daad en ook in woord. Amen. So, is eintlik baie spesiaal dag. En dit is wonderlik om met julle te deel. Dankie vir almal wat hier is. Ek gaan vra dat Michael en Anneke nou sal join hier is voorbij. Wouter is eintlik interessant. Sjoe, ons kom nou al 'n paadjie saam, en iets baie spesiaal het laas plaasgevind. Ons het na die diens vir Anneke gesalf en sy sukkel nou al geruime tyd kanker kwa en iets spesiaal het gebeur. En ons prys die Here daarvoor. Sy het daai oomblik geweet en gevoel die pyn is weg. Wat dankie vir julle twee. Ons is baie lief vir julle. Ek wil julle 'n vraag vra. En dis 'n belangrike een om reg te antwoord. En vir julle wat lief is vir die Here, is nog steeds van toepassing. My vraag is, glo jy, Anneke, dat Jesus die Christus is, die Messias, die gesalfde, en wil jy van vandag af jou lewe aan hom bring? Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Michael, ek weet jy is lief vir Jesus, maar ek moet weet, glo jy dat hy die Christus is en wil jy van vandag af jou lewe aan hom bring? Ek doop jou dan in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Terwijl wacht die volgende twee om te komen. Romeine 6 vers 4 en 5 sê, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. So ons gaan saam met Jesus in die graf in en ons staan weer saam met hom op. En dan het ons ook die sekerheid, sê vers 5, dat ons met hom een sal wees, ook in die opstanding. So dit is nie net vir die verlede nie, maar dit is ook vir die toekoms. Van Mossel. General? My tekstvers wat ek nou net gelees het, en nou twee teksversies word daar 8 keer na God verwys. Gaan soek 'n bietjie op, Romeine 6, 4 en 5. Dit is wonderlik, om
Staal baie tyd in die boekklas spandeer. Ek sal met Rowan, dankie. En ek weet wat die antwoord is, en ek weet jy weet wat die antwoord is, maar dit is belangrik dat ons as getuies optree. So, Annette, weet jy, is baie lief vir die Here. Toe ons gesels het sy 'n paar keer al vir my gesê, tel sy die slaapies af. So my vraag is, glo jy dat Jesus die Christus is, en dat jy jou lewe van vandag op in hom wil wou? Ja. Dan doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Amen. Halleluja. Dit is vir my voorreg om hier saam jou te wees. Hulle sê as die winter nou verby is en die reën kom aan, dan kan jy hoor groei die gras. Jy hoor dit. Maar ek het dit so met jou beleef. Ek het elke kandidaat gevra om vir my 'n brief te skryf om hulle gedoop te wees. En Bertie se is pragtig. Maar jy kan ook sien wat se tipe mense sy, want dis bullet vir hom en dis nie net sommer 'n los paragraaf nie, dis pragtig. Dankie, dis 'n voorreg om jou te ken. Ek moet jou vra, Bertie, glo jy dat Jesus die Christus is en dat jy jou lewe van vandag af in hom wil wou? Ja. Baie dankie. Dan doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Amen. Die woord is regtig ek moet gou vir julle sê, vandag is oorwinning. Vandag, as ons die telbord kon sien, is dit die Here 8, die duiwel 0. Amen. Amen. Dit is ons 4 dae oorwinning saam. En ek is so dankbaar vir almal wat hier is vandag. Ons beplan in die nuwe jaar ook, so vroeg as moontlik weer 'n doopdiens as jou hart aangeraak is en jy voel dat dit is wat jy wil doen. Praat gerus met my, met een van die ouderlinge, dis in die bulletin, en dan kan ons gesels. Ons krag is gisterdag baie gesukkel met dit. En toe wonder ek nou hoe dit gewees in die doopbad, en ons het so heatertjie wat ons die mense ek is baie bly van julle te merk. Dis wonderlik, en dankie vir jou familie wat hier is. Baie welkom julle, ons het by die bazaar ontmoet. Ek moet jou vra, Lariska, glo jy dat Jesus Christus die Messias is en dat jy jou lewe aan hom wy? Dan is dit my voorreg om jou te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Edwin, ek is al baie kwaad vir jou gewees. Maar ek is nou, my liefde is groter as hy kwaad gevoel het. Edwin was voorheen gedoop, maar hy het so 'n paar verkeerde draai geloop en hy gevoel dat hy regtig dit graag oor wil doen en dat hy opnuut sy liggie wil laat skyn. En dit is 'n absolute voorbeeld wat jy vir ons stel, ons is dankbaar en ek moet jou vra, glo jy dat Jesus Christus die Messias is en dat jy jou lewe opnuut aan hom wy? Dankie, dan doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek
nog nie klaar met hulle nie, precies, in my. Ek wil ook nog vir huweliksberading. En ek verstaan ons nog een kappel wat ons gelees het in die bulletin en nog sien julle. Andries. Langer mense staan ons was lang gister by die kerk gewees, maar dit was nou met krag-issues. Andries is nooit te bang om te kom help, ek dank Andries. Hy is verskriklik baie lief vir die Here. Ek het al baie met hom te doen gehad, en dit is 'n groot stap vir jou, dit is 'n groot dag in jou lewe. Ek moet jou vra, glo jy dat Jesus die Christus is en dat jy jou lewe opnuut aan hom wil wy? Dan gaan ek jou doop in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. En Bybel sê, Jesus het antwoord, dit verseker ek jou, ek met die hooflet. As iemand nie uit water en die Heilige Gees gebore word nie, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Tot, terwyl ons oorlik het, jy het al gelees in die Bybel van mense wat sê, ons is deur die water gedoop, maar nie deur die Gees nie. En kom is dit so, dis eintlik van ons sal om een ding te lees. Ons lees van nuwe mense wat hulle teëgekom het in Klein-Asië, wat sê, ons het die water gedoop, ons het nog nie die Gees ontvang nie. So ideaal waar daar twee saamloop, en ek het so 'n bietjie gehint daarna vroeër, bekering is die eerste deel, eerste stap van die doop, maar daar moet ook wedergeboorte plaasvind, dit kom so klein bietjie later, daar is so 'n ander stappe tussenin. En dit is dan, wanneer jy die Heilige Gees ontvang. JJ, is jy reg? Moeilik wees om die verjaarsdag te vergeet. JJ. Wie is lief vir JJ? Wow. Wie gaan vir hom bid? So. JJ, dankie vir jou besluit. Hy het vir my en sy papa verras en hy het my baie mooi boodskap gestuur om te vra of hy asseblief gedoop kan word. Hy het die lesse soms 'n paar keer gegaan en ek moet jou nou vra, JJ, glo jy dat Jesus die Christus is en dat jy jou lewe van vandag af van hom wil wy? Ja. Dan gaan ek jou doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons het natuurlijk 'n plig as gemeente, en dis hoekom ons dit in die openbaar doen, as dat julle getuies moet wees daarvan. En dit is nie geheim nie. Ons wil hê almal moet weet dat ons lief is vir Jesus en wat ons hom in ons hartjies wil hê. En ek gaan vra dat julle asseblief vandag almal wat hier is, ek ken nou lid is van die kerk, die gemeente of van die genootskap, dat jy saam met my sal beloof om vir hierdie 8 mense. Ek dink, die Here gaan dit van ons vra eendag, wat het jy gedoen om hulle te help? Wat het jy gedoen om hulle geestelik by te staan? Want ons het 'n plig. En dis hoe dit waar ons
Ons moet almal maatjies wees. Baie dankie. Ek gaan nou gou gereed maak en dan gaan ons afsluit. Baie dankie.